Die farao se drome. 2 jaar nadat die koning se wynskinker vrygelaat is uit die tronk, het die koning, of die farao soos hulle hom genoem het, 'n snaakse droom gehad. Hy het gedroom hy staan langs die Nylrivier. Dis 'n groot rivier wat deur Egipte land vloei. En toe net daar uit die rivier kom daar toe 7 mooi vet koeie uit en hulle gaan wei in die vleigras. Na hulle kom daar toe 7 ander koeie uit die rivier uit. Hulle was lelik en maar en het langs die ander koeie op die rivierwal gaan staan. En toe vreet die lelike maarkoeie die 7 mooi vettes op. Daarna het die farao wakker geskrik. Toe hy weer aan die slaap raak, het hy nog 'n droom gehad. Hierdie keer het hy gedroom van 7 gesonde, mooi, vol koringare wat uit een stingel groei. Toe sien hy 7 skraal, verskroeide, gedroogde koringare. Die droë, skraal koringare sluk toe die 7 vol vet koringare in. Die volgende môre was die farao onrustig oor die drome. Hy het al die slim mense van die land laat kom om vir hom te sê wat sy drome beteken, maar niemand kon dit vir hom verduidelik nie. "Ek ken iemand wat sal weet wat die drome beteken," roep die wynskinker uit. "Dis Josef, die Israeliet wat in die tronk is," sê die wynskinker. "Hy het lank terug my droom ook verduidelik." Die farao het dadelik vir Josef uit die tronk laat haal. Hulle het sy baard geskeer, hom gebad en mooi klere aangetrek. En toe bring hulle hom na koning Farao toe. "Ek het 'n droom gehad," sê die farao vir Josef. "Maar daar is niemand wat vir my kan sê wat dit beteken nie. Toe het ek van jou gehoor. Jy lê 'n droom uit as jy hom hoor." Josef sê toe vir farao: "Nie ek nie, dis net die Here God wat dit kan verduidelik." Die farao vertel toe vir Josef van sy drome oor die koeie en die koringare. Toe verduidelik Josef dit so: "Daar gaan 7 goeie jare wees met goeie oeste en oorvloed kos vir almal. Daarna gaan daar 7 droë jare wees en die kos gaan opraak. Die mense gaan dan honger ly," verduidelik Josef. Verder sê Josef: "Ek beveel aan dat u 'n slim man kies en hom aanstel om in die goeie jare van die koring te bære, sodat die mense kos sal hê wanneer die slegte jare kom." Die farao het gedink, dit is 'n goeie plan, maar waar kry 'n mens so 'n slim man? Maar natuurlik, dink die farao, God het vir Josef gehelp om die drome uit te lê. Josef is dan die perfekte slim man vir die werk. Die farao stel toe dadelik vir Josef aan as onderkoning in Egipte. Dit beteken, hy was net onder die farao in bevel oor die hele Egipte. Die farao gee toe sommer vir Josef 'n Egiptiese naam, Safenat-Paneag, en bring vir hom mooi linne klere, gemaak vir 'n koning. Die farao het vir hom 'n goue ketting om sy nek gehang en toe sy eie seelring van sy vinger afgehaal en dit vir Josef aangesit. Dit het toe ook so gebeur soos die farao se droom was. Daar was 7 jaar van goeie oeste en baie koring. En Josef het al die graan wat daar in hierdie jare in Egipte was, bymekaar gebring en in graanskure gebêre. Hy het later opgehou om neer te skryf hoeveel daar is, want dit was te veel om te tel. Na 7 jaar se voorspoed het daar toe hongersnood oor die hele wêreld uitgebreek. Mense het van oral gekom om koring te kom koop by Josef in Egipte. En so het God vir Josef gehelp na 'n baie lang tyd van swaar kry.